welkom om julle sitplekke te neem. What a great worship, dankie band. Alle eer aan die Here. Dankie dat jy hier is in hierdie reën. Ons lag altyd so, daar's 'n klomp doxa-deus in die tuinroetes en as dit reën, daar is die kerke vol want hulle kan nie strand toe gaan nie. So dankie dat jy jou strand opgee vir ons deur vanoggend hier so te kan wees. En hierdie fantastiese weer, mense dink altyd ek is sarkasties, maar dit is great weer. Ons is besig met hierdie reeks van tussen klip en kruis en vanoggend is ons laaste week van hierdie reeks en ek is baie opgewonde vir waantoe vanoggend gaan. Ek het hierdie expectant hart vir wat die Here wil gaan kom doen vanoggend en ek weet hy brei ons harte reeds voor, maar ek bid asseblief, wees oop. Wees oop vir wat hy wil kom doen. Paulus sê altyd, it's not by our wisdom and our wise words, but by the power of the Holy Spirit that people encounter Christ. En ek bid vanoggend dat dit so sal wees, dat die deeltjie wat ons doen is eintlik so klein in vergelyking met wat hy wil kom doen. So, ons is expectant vir vanoggend. Galasiërs 6 vers 1 tot 5. Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Die afgelope paar weke het ons gesels oor hierdie prentjie van hierdie sagmoedigheid. Dit praat van hierdie compassion wat ons vir mense moet wys wat in spasies is. Dis hierdie compassion en hierdie liefde wat ons het teenoor mekaar, wat ons mense moet dien. Julle wat met die Gees vervul is, moet so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp, maar let op jouself dat ook jy nie versoek word nie. Vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Verwys na Galasiërs 5 vers 14 tot 15 wat praat van wat is hierdie wet van Christus? Dit word opgesom in een woord en dit is liefde. Dat ons hierdie liefde teen mekaar wys en hoe wys ons liefde teenoor mekaar? Dit is met hierdie sagmoedigheid, met hierdie compassion en met hierdie dienershart wat ons het teenoor mense. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dan sê dit in vers 3, as iemand werklik meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. Nee, laasweek het ons baie gesels oor die prentjie van trots. Wat ons sê, hoorie maar, ek is fine. Jy weet, daai storie prentjie van Ross in Friends, wat sê ek's fine. Ek weet nie hoekom my stem so klink nie, maar ek's eintlik heel okay in die spasie van my lewe waar ek nou is en moenie worry dat dit lyk of ek swaar daar nie, maar ek is eintlik okay. Dinge gaan goed, ek is net besig. Jy weet, en dit is mense wat Paulus sê, hulle bedrieg hulle self. Jy oortuig eintlik niemand nie. Jy oortuig nie noodwendig hulle nie. As jy doen great, jy oortuig nie jouself nie. Jy bedrieg jouself veral as dit kom by trots. So vers 4 sê dit, elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees slegs wat homself betref en nie wat 'n ander persoon betref nie. En dis juist die ding. So hierdie bekende quote sê comparison is the death of joy. Ons is so vinnig om ons verwysingsraamwerk nie by ons te hê nie. Dit is ons verwysingsraamwerk en ons vertrekpunt lê altyd by ander mense. En sodra dit daar is, dan kom ons ook op 'n plek wat ons sê, hoorie maar, ons val altyd kort of jy weet, ek is beter en dan kom ons terug by die prentjie van trots. En dan eindig dit in vers 5 wat sê, want elkeen moet sy eie las dra. Nee, hierdie afgelope paar weke het ons gesels oor wat ons dra. Vers 5 sê ons moet elkeen sy eie las dra. Paulus praat, die Griekse woord is fortion, dis jou pak wat jy moet dra, dis jou verantwoordelikheid, dis jou ja in die lewe, dit is goed wat net jy kan doen, wat mense nie namens jou kan doen nie, soos jou verhouding met die Here. Maar het ons ook gesels in vers 2 wat sê, hoorie, maar elkeen ons moet mekaar se laste probeer dra. Jy weet, daar's 'n verskillende prentjie van partykeer raak dinge in die lewe so swaar dat ons nie dit alleen moet dra nie, dat ons dit nie alleen kan dra nie. Al probeer jy nog, né? Dan is ons weer terug by die trots prentjie. Ons probeer nog aanhou dra en ons het van die begin af gesê, hierdie hele Galasiërs 6 is nie hoe dra ek sterker nie, want dan bedrieg jy jouself. Die vraag is hoe dra ek reg en waar kan ek eintlik realisties dra? Maar hier is die ding wat ons moet besef. Galasiërs 6 spesifiek is nie geskryf vir 'n individu nie. Dis nie geskryf vir een persoon wat sê, maar hier is waar ek wil goed doen in ander mense se lewens nie. Dis nie geskryf vir hier is waar ek my trots laat gaan sodat ander mense my help dra nie. Dit is nie vir 'n persoon geskryf sodat ons beter kan leef nie. Galasiërs 6 is geskryf vir 'n community. Dis geskryf vir mense, dis geskryf vir 'n kerk.
Dis mense wat saam leef, dis mense wat saam groei, ja, dit is ook mense wat saam struikel. Maar dis mense wat saam leer. So ons kyk vanoggend die vraag nie van hoe gaan dit met jou nie. Nee, ons het laasweek 'n bietjie daar gesels. Ek kom agter, ek het eintlik mense 'n bietjie skepties gemaak oor laasweek, want jy sê, hoorie, hoe gaan dit met jou? En as hulle sê dit gaan goed, dan vra jy altyd, maar is dit die regte antwoord of die veilige antwoord? En nou as mense sê dit gaan goed, dan is almal soos, gaan dit regtig goed? Nou moet ons mense begin oortuig dit gaan goed. So as dit goed gaan, great. Maar ek wil ook sê, as dit nie goed gaan met jou nie, wees eerlik in daai spasie. Die vraag skuif bietjie weg van hoe gaan dit met my teenoor hoe sal dit lyk as 'n kerk, as 'n gemeente, as 'n community Galasiërs 6 vat hart toe en ons vervul die wet van Christus en dit word 'n manier van leef in die spasies waarna toe ons beweeg en asseblief, omdat ek sê dit is geskryf vir 'n kerk, beteken dit nie dit bly by die kerk nie. Hoe sal dit lyk as Galasiërs lewe kry in ons hart en ons beweeg met dit in die spasies in? Want hier is die realiteit, die ongemaklike realiteit, nê. Ons het laasweek gesels, of die afgelope 2 weke gesels, daar's goed wat jy moet dra en daar is ook dan goed wat jy moet laat gaan. Jy weet, daar's 'n trots oomblik wat ons het in ons hart sodra mense ons wil begin help, wat ons eintlik moet besef, hoorie, maar hierdie is nie goed vir ons om dit net so te laat doen nie. Daar is iewers op 'n plek waar ons moet begin weier kyk rondom ons. En die ongemaklike realiteit is, ons weet daar is mense rondom ons wat sukkel. Daar's mense wat goed dra in hulle lewe wat hulle nie gekies het nie. Maar partykeer gebeur daar iets anders. Partykeer sien ons dit nie, maar partykeer sien ons dit ook raak, maar ons beweeg net aan. Nie omdat ons nie omgee nie, maar omdat ons besig is. Nie omdat ons nie omgee nie, maar partykeer is ons so besig, ons is altyd op pad iewers heen, ons kop is altyd by die volgende plek. Jy weet, ons is altyd op pad iewers heen, en as jy mooi kyk na jou week, is my altyd interessant, jy vra vir mense, hoe was jou week, en dan moet hulle eers begin dink, dan beteken dit eintlik was 'n goeie week. Maar, jy weet, dadelik weet mense, hoe was mense week eintlik, en as mense gaan kyk na jou week, daar's baie gedeeltes in jou week wat nie noodwendig beplan is nie. Dis nie altyd hierdie beplande groot oomblikke in ons lewens nie, daar's baie tussenin plekke. Daar's spasies waar ons, jy weet, winkel toe gaan en jy staan in die ry en wag sodat jy kan betaal. Jy weet, jy sit gou by die haarkapper en is awkward want jy voel jy moet praat, maar jy wil eintlik nie praat nie en jy sê eintlik jy het so al net so 'n bietjie af en jy is nader aan kaalkop of hoe ook al dit mag wees. Dis hierdie oomblikke wat ons eintlik sit en wag vir wat volgende moet gebeur. Dis hierdie tussenin gang gesprekke net voor die vergadering begin. Dit is waar jy staan en wag by die petrolstasie. Wel, nie meer lank nie. Maar as hierdie tussenin spasies waar ek en jy altyd onsself bevind, net vir 'n oomblik. Maar die hartse realiteit is, Kobus, kan ek vra net vir 'n mic, hierdie een wil glad nie werk nie. Hy vra om verskoning, hy wil die hele tyd af. Daar's hierdie, okay. Verskoon my. Hy wil nie volgens saamwerk nie. Daar's hierdie oomblikke wat ons onsself bevind, baie keer in die tussenin. En ons vind onsself nie altyd beplant in daai oomblik nie, maar ons vind onsself altyd in so 'n spasie. En wanneer ons daar is ons daar eintlik net vir 'n oomblik, want ons is iewers gewees, dan vind ons onsself daar en ons is op pad iewers heen in die volgende prentjie. So ons is nie altyd regtig daar nie. Jy's fisies daar, ja, maar jou kop is altyd in die volgende plek. Maar ek wil vanoggend jou uitnooi, dat jy moet besef en bewus raak, maar die geestelike oomblikke, die groot oomblikke waar ons mense ontmoet met wat in hulle lewe aangaan, is nie altyd hierdie groot beplande geestelike oomblikke nie. Baie keer in ons lewens is dit juis in daai tussenin plekke waar mense die eerlikste begin raak. En die probleem is ek en jy mis dit, want ons is klaar op pad na die volgende plek toe. Galasiërs 6 vers 1 tot 5 vers 2 praat van dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dis nie 'n voorstel nie.
Dis nie net geskryf vir 'n sekere groepering van mense wat vanoggend hierdie boodskap luister en sê ja, hierdie is relevant vir my en ek moet hierdie doen nie. Dis nie 'n voorstel nie, dit is veronderstel hoe mense moet lyk. Dit is veronderstel hoe die Christelike natuur, die Christelike kultuur moet lyk. Dit is hoe veronderstel hoe 'n community, hoe 'n kerk moet lyk, dat Galasiërs 6 'n realiteit word in ons lewens. Paulus is baie spesifiek met vers 2 wat hy sê, dra mekaar se laste, hierdie laste is hierdie baroes, hierdie Griekse woord wat hy gebruik, en hy sê dit is 'n gewig wat oorweldigend is, iets buitensporig swaar en iets wat te veel raak vir een persoon. Hy sê dat daar kom op 'n spasie waar wanneer iemand net nie meer alleen kan dra nie. Maar die konteks van hierdie is belangrik, want dit praat nie net van iets wat ek en jy swaar dra soos omstandighede nie, dit verwys ook spesifiek na sonde. Wanneer mense vasgevang word in sonde, wanneer hulle struikel in sonde, wanneer hulle nie weet hoe om uit hierdie uit te kom nie, dan sê Paulus nie hierso hoorie maar, okay, jy weet, gee hulle raad nie, hy sê nie gaan fix hulle nie, hy sê nie, jy weet, plak 'n vinnige pleister op dit nie, hy sê beweeg nader. Want as jy dink, baie keer is daar sonde mense rondom ons lewens, dan voel ons moet onttrek, want dis die Here se werk hierdie. Nee. Dis juist waar hy sê, maar sodra daar 'n prentjie is van waar mense sonde het in ons lewens rondom ons, beweeg nader, kom help dra in hierdie spasies, want hulle kan nie alleen meer dra nie. Ek wil jou uitnooi, Markus 2 vers 3 tot 5, om daar vinnig oop te maak. Is hierdie fantastiese storie, hierdie prentjie van die verlamde man wat hierdie ontmoeting het met Jesus. Ek gaan nie opwees nie, so as jy jou Bybel hier so uit kan jy oopmaak. Markus sê altyd as jy nie weet waar dit is nie, tussen Openbaring en Genesis is altyd 'n goeie plek. Maar hierdie hele prentjie van om mekaar se laste te help dra is nie net iets wat Paulus uitgedink het nie. Dit is hierdie ongelooflike hart wat Jesus kom beeld het vir mense, en dit is wat Jesus raak gesien het reeds daai tyd in mense se lewens. Markus 2 vers 3 tot 5 is hierdie mooi prentjie wat sê, daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring, wat na Jesus toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, net om weer 'n bietjie konteks te gee as jy die storie vergeet het. Jesus is besig om 'n teaching te doen hierso by mense se huis, en mense het gehoor dat hy hierso is, en daar is soveel mense wat na hierdie huis toe gegaan het om te hoor wat Jesus sê. En hierso sê dit nou maar, hoorie, maar omdat hulle nie by Jesus kon uitkom nie as gevolg van die veelheid mense wat daar is, nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het. Hulle besef, hulle gaan nie inkom nie, hulle begin die dak oopmaak, het hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afgesak. En dit eindig met so mooi en sê, toe Jesus hulle geloof sien, hierdie 4 vriende se geloof sien, sê Jesus vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. Dit is hierdie ongelooflike mooi prentjie wat ek gekry het oor Markus 2 wat net hierdie uitbeelding gee van hierdie ongelooflike kragtige oomblik wat so simplisties eintlik is. En dit is die fisiese uitdrukking van Galasiërs 6. Help mekaar dra. In hierdie geval dit letterlik, dis nie net 'n las dra, letterlik hierdie hele persoon was wat hulle begin dra het. En ek dink wat so vir my mooi is van hierdie storie is, hulle het nie op 'n plek gekom waar hulle begin dra het en hulle sien, hoorie, maar hulle gaan nie by hom kan uitkom nie, so kom ons sit hom neer en sê vir hom, jammer, ons het probeer, maar ons kan dit nie uitkom nie. Ons kan nie daar uitkom nie. Jy weet, en ek dink baie keer dit is wat ons sou doen. Jy weet, my vraag is altyd, sou ek op 'n plek kom waar ek die dak begin oopmaak het, of sou ek selfs op 'n plek gekom het waar ek hierdie persoon sien en sê, jammer, maar ek is op pad na Jesus toe. Hulle kom nie op 'n plek waar hulle hom net los nie. Dit is hierdie mooi prentjie wat hulle sê, maar hulle probeer soveel verder gaan as net in hierdie oomblik. En ek dink baie keer probeer ons in 'n spasie waar ons kom en ons sien mense wat dalk struikel, mense wat sukkel, en ons probeer nie altyd eers hierdie moeite doen om hulle op te tel en iewers heen te dra nie. Ons sê net, hoorie, maar ons plak hierdie pleister en sê, hoorie, maar ek bid vir jou. Nie dat ek sê daar's iets fout met gebed nie, maar is hierdie quick fix pleister wat ons baie keer op situasies plak in mense se lewens wat rondom ons is. Hulle breek die dak oop, laat sak hom af, en dit eindig met Jesus hulle geloof sien. Dit is baie belangrik
Hulle dra hom nie net omdat hulle jammer voel nie. Hulle dra hom want hulle weet Jesus kan iets kom doen. Hoe sal dit lyk? As ons Galasiërs 6 vers 2 mense se laste begin dra, nie omdat ons mense jammer kry nie. Nie dat ons net 'n burden vir hulle voel omdat ons hierdie compassion vir hulle het nie, maar dat ons omdat hulle help dra, wat ons weet Jesus kan iets kom doen in hierdie persoon se lewe. Want as jy dink baie keer voel ons wil nie toelaat dat mense ons help nie, want ek wil nie 'n burden wees vir jou nie. Maar jy stel hulle voel nie net jammer vir hom nie, hulle tel hom op en hulle vat hom na Jesus toe, want hulle weet die Vader kan 'n wonderwerk hier kan kom doen in hierdie persoon se lewe. Hoe sal dit lyk as dit die hart is waarmee ons Galasiërs 6 vers 2 benader mense se lewens? Irrelevant, verskriklik om te sê, maar waar hierdie persoon nou is, maar om uit te sien met geloof en vertroue van die Vader wat wonderwerke daai tyd gedoen is, nog steeds 'n Vader wat wonderwerke nou in mense se lewens kan kom doen. Hulle dra hom nie om net om sy lewe 'n bietjie makliker te maak, om sy las te help dra nie. Maar hulle dra hom om by Jesus uit te kom. Dis 'n ander prentjie van Markus 2. Dis 'n ander prentjie veronderstel vir my en vir jou om te moet wees. Om iemand se las te help dra beteken nie, jy weet, ek en jy moet op 'n plek kom waar ons die antwoord is vir mense. Dit beteken nie ek en jy moet dit oplos nie. Dit beteken nie ek en jy moet alles red in hulle lewe nie, want ek en jy is nie die redder nie, hy is die redder. Maar dit doen beteken dat ek en jy moet naby genoeg bly. Ek en jy moet lank genoeg bly. Ek en jy moet eerlik genoeg bly en mense help dra totdat hulle weer kan, maar met die volle geloof en vertroue dat dit nader en nader aan Jesus sal kom vir dit wat hy wil kan doen, eerder as wat ons net help dra. Want as praat oor Markus 2, dan is dit die punt nie net die 4 mans wat Galasiërs 6 vers 2 fisies uitgedruk het nie. Dis nie net hulle wat hom opgetel het en hom gedraai het. Die punt is dat hulle hom gedraai het tot by Jesus. Hulle het geweet ons kan nie hulle kan nie homself genees nie. Jy weet, hulle het geweet hulle kan nie hom sy lewe regmaak nie, maar hulle het geweet hulle kan hom dra tot by die persoon wat dit wel kan doen. En ek dink altyd as mens kyk na hierdie prentjie van Markus 2, wat dink jy was hulle plan geweest? Dink jy hulle het 'n plan gehad? Jy weet, dink jy plan A was, maar kom ons stel hierdie ou op en ons dra hom tot by Jesus, ons stap reguit in die voordeur in en ons het hierdie ontmoeting, hierdie oomblik van dit wat Jesus wil kom doen, of is plan B, ons gaan deur die dak? Jy weet, as plan B deur die dak is, wat was plan C? Maar dink jy hulle het 'n plan gehad, of het hulle net geweet, hoorie, maar ons kan nie net hierdie persoon hier los nie, want daar is iemand wat iets kan kom doen oor hierdie. Irrelevant hoe plan A of hoe plan B lyk, ons stel op, want ons glo, Jesus kan iets kom doen in hierdie prentjie. Die vraag is, hoorie, maar hoe bereid is ek en jy? Hoe bereid is ek en jy om ons planne op sy te sit om mense te help? Baie keer dink ons, dis hierdie beplande groot oomblikke, hierdie beplande oomblikke, wanneer ons besig is met hierdie spasies waar ons is, hierdie great stuff, dit is waar die geestelike oomblikke gaan gebeur. Partykeer gebeur hierdie wonderwerke in die spasies waar ek en jy net op pad is. Waar mense net op pad is. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Jare terug, ek nog by Dr. Dale Brooklyn gewees. Ek was 'n jeugwerker daar gewees en ons was by die een hoërskool was ek betrokke gewees. En ek het na die hoërskool toe gegaan om hulle te bedien daar. En na dit was ek weer terug kerk toe gewees. Ek was terug op pad kerk toe gewees, maar voor ek so toe gaan, wou ek net gou vinnig Spar toe gaan. So dit was presies hierdie tussenin oomblik. Ek wil net gou vinnig so toe gaan sodat ek weer kan. So my kop is glad nie by die Spar fisies nie. Ek moet daar wees, ja, maar my kop is al klaar by die volgende prentjie. En soos wat dit is, stap ek in die Spar in en daar kom iemand soos reguit in my eyesight en hy sê, hallo. En jy weet, dit vat so 'n paar sekondes voor ek besef eintlik wat gebeur. En hy sê vir my, hoorie, het jy dalk 'n minuut? Ek wil net 'n minuut van jou tyd hê, net om oor die omgewing te gesels. En dit klink verskriklik, maar ek het daai storm nie regtig 'n minuut gehad om te gee oor die omgewing nie. Want ek is op pad kerk toe. Ek weet ek is op pad hiernatoe, maar ek is op pad kerk toe. En ek beleef net hierdie oomblik hoe die Heilige Gees my sê, maar moenie net nou verbyloop nie. Hoor wat is op hierdie persoon se hart van die Vader af. En ek sê toe vir hom, dis reg. Ek sal vir jou 'n minuut gee van my tyd, maar dan soek ek ook 'n minuut van jou tyd.
Ek dink nie hulle hoor dit baie nie, want ek dink as skeptiese gesigsuitdrukking was dit sy gesig. En ek kan eerlikwaar nie eens onthou dat ons enigstens gepraat het oor die omgewing nie. Daai minuut wat hy vir my gegee het, kan ek glad nie onthou nie. Maar wat ek wel onthou is, ek het terwyl hy gesels, het ek met die Here gesels gevra, hoorie, maar wat is op jou hart vir hierdie persoon? En hy het vir my hierdie woord gegee wat ek met hom na die tyd gedeel het, en so kom hierdie gesprek oop, dat ons begin oopmaak, en dat hy begin oopmaak, en dat hy begin praat oor die swaarste klippe wat hy in sy lewe dra, en dit is in sy verhouding met sy ma. Ek gee vir hom hierdie profetiese woord wat ek sê, en weer eens, dit gaan nie oor my nie, want ek het nie hierdie antwoord nie, maar die Heilige Gees weet baie meer in hierdie oomblik as wat ek en jy ooit sal doen, en ek gee vir hom hierdie woord, en hy sê net, ek en my ma het volgende hieroor beklei. Besef, hier is voor 'n Spar. Dis nie in 'n kerk nie, dis nie naby 'n kerk nie, dis voor 'n Spar. En na die tyd kon ek vir hom bid, weer eens, nie omdat ek alles van hierdie persoon se lewe geweet het nie omdat ek enigstens 'n antwoord gehad het op hierdie persoon se lewe nie, maar omdat ek weet, die Vader sien sy kinders raak in gewone plekke. Die vraag is, doen ons? Nie omdat ek weet nie, maar omdat ek weet, die Heilige Gees weet baie meer wat mense dra as wat ons weet. Mense dra baie goed in hulle lewe, en hulle maak dit regtig moeilik vir my en vir jou om dit raak te sien wat hulle dra. En as jy is waarvoor ons vanoggend vertrou, en hierdie hele reeks opbou waarvoor ons vertrou, dat mense besef, hoorie, maar die Heilige Gees weet wat in jou lewe aangaan, hy weet wat jy dra, en is nie om jou te expose nie, maar is om vir jou te wys, hy is lief vir jou en hy sien jou raak. Ek dink dit is belangrik om te hoor as 'n kerk, baie mense steek hulle klippe goed weg, maar dit beteken dat ek en jy nie net oplettend kan wees en moet wees of wat mense aangaan, wat in hulle lewens aangaan nie. Dit vra vir my en jou om stil te word en te luister wat sê die Heilige Gees oor mense rondom ons. Dit vra dat ek en jy stadig genoeg lewe, dat ons stadig genoeg beweeg om te kan hoor wat hy sê. Die vraag is nie, hoe bereid is ek en jy om moeite te doen in mense se lewens nie, want dit vra altyd, ons moet so ver gaan, partykeer vra dat ek en jy moet stop. Dat ons moet stil word en vra, hoorie, maar dit is juis in hierdie tussenin oomblikke, daar waar jy by die winkel staan, daar voor, by die winkel, voor die Spar, voor die Disk en waar ook al dit mag wees, daar by die petrolstasie, daar by die sportvelde, terwyl jou kinders rugby speel of cricket speel, wat ook al dit mag wees. En daai ganggesprekke, by die braai waar jy nie mag praat oor politiek of geloof nie. Dis in hierdie oomblikke waar die Heilige Gees vir my en jou vra, hoorie, maar kan ek en jy stadig genoeg beweeg dat ons nie mis wat die Vader wil kom doen eerder as om net verby te loop nie. Dis hoe 'n gemeente begin lyk wat deur Galasiërs 6 begin vorm word. Nie mense wat alles weet nie, nie mense wat alles reg kry nie, maar mense wat begin vra, Here, wie rondom my dra swaar? Om die vraag te vra, Here, maar wie wil waar wil u hê, moet ek beweeg? Waar is daai intussenplek, waar is daai tussenin plek waar ek moet stil staan by die spasie wat nie noodwendig beplant is nie? En dis die ding, Galasiërs 6 is geskryf vir 'n gemeente, maar is nie om hier te bly nie. Dit gaan saam met jou. Dit gaan na jou werk toe, dit gaan na jou huis toe, en dit gaan na jou stad toe. En daai tussenin oomblikke. En dis wat ons hierdie gaan doen later in die jaar. Ek wil jy uitnooi, jy kan jou foon uithaal en hierdie scan. Ons gaan hierdie emosionele ondersteuningstraining gee vir mense. Om mense toe te rus om emosionele ondersteuning te kan gee. Nie dat ons almal beraders moet word nie, maar om mense toe te kan rus om te kan oefen hoe dit is om te luister. Nie net om te luister nie, maar hoe dit is om te kan hoor, hoe om beter te kan onderskei, nie om weg te kan kyk nie. En ook nie om alles te probeer fix nie, maar om te kan help dra met die volle geloof en vertroue vir dit wat Jesus wil kom doen in 'n persoon se lewens. So as jy wil, scan hierdie, ons gaan die datas begin gee nader in die tyd rondom hierdie. Sodat jy kan bemagtig word vir daai tussenin oomblikke waar ons osself bevind. Maar dit is die hart van die reeks. Daar's klippe wat jy moet dra,
Daar's klippe wat ander mense dra wat regtig swaar is en daar is mense rondom jou wat God oor jou pad stuur sodat jy hulle redder nie kan wees nie, maar sodat jy hulle kan wys wie is die redder, sodat daar iets kan gedoen word, iets 'n spasie kan losmaak, hoe hulle iets kan van die Vader se hart kan beleef in dit wat in hulle lewe aangaan. En daarom gaan ons nou reageer op dit. Kobus gaan nou ons in 'n spasie van bediening invat. Daar's hierdie klippe. Party mense dra klippe, party mense klou klippe. Partykeer wil mense klippe gooi. Ons klippe op hierdie tafels en ek gaan in 'n oomblik vir jou 'n geleentheid gee om op te staan en hierdie klip op te gaan tel en dit te gaan sit of te gaan staan waar ek wil mag wees. Kobus gaan ons lei in 'n worship song, maar om eintlik in hierdie spasie hierdie gesprek oop te maak met die Vader. Om regtig eerlik te wees met die Vader en vir hom 2 vrae te vra. Here, wat is regtig swaar in my lewe? Waar dra ek swaar? Dalk is dit 'n verslawing, dalk is dit depressie, dalk is dit huwelike wat seer is, dalk is dit finansies wat rof gaan. Waar dra jy swaar? En dalk is jy vanoggend wat jy sê, maar wow Corneille, ek dra eintlik nie swaar nie, ek dra eintlik net my eie pak en daar's mense wat rondom my is wat my mooi help dra. Nou wil ek vir jou sê, fantasties. As my volgende vraag vir jou, wie kan jy help dra? Wie kan jy help dra? Dalk is die vraag nie eers wie nie, dalk is die vraag waar. Waar kan jy help dra? Is by die winkel waar jy weet, jy gaan elke week, is jy al koffie, waar jy elke week gaan. Langs die sportvelde, by daai kuier wat jy weet jy het hierdie week aan. Waar kan jy help dra? Ek wil vir jou vra, hier is die realiteit, moet dit nie probeer mooi maak nie. Moet dit nie probeer netjies maak nie, moenie mooi woorde probeer begin by dit sit nie, want klippe is nie mooi nie. Klippe is 'n realiteit, klippe is rou, klippe is swaar en dit is 'n werklikheid in ons lewens. Ek het dit so beleef met die Heilige Gees, soos wat ons voorberei vir vanoggend. Ek het aanvanklik gehad, hierdie idee gehad, ons kry koutjies en jy skryf dit neer en ek beleef net hoe die Heilige Gees my sê, maar dis nie waar nie. Dis nie 'n realiteit nie, dit is nie hoe dit lyk nie. Wat dra jy wat swaar is? Of waar kan jy help dra? Wie kan jy help dra? En soos wat ons hierdie liedjie sing wat sê, hoorie maar, Here, stuur my in die wêreld in, stuur my in hierdie tussenin spasie waar ek myself bevind, wil ek jou vra, as jy bereid is, om vanoggend dit by die boom te kom neersit. Nie as 'n ritueel nie as hierdie groot oomblik nie, maar eintlik as 'n eerlike oomblik en sê, Here, maar hierdie wat ek dra, sit ek neer. Maar ook, Here, ek sê ja vir spasie waar ek gaan dra. Dit is my so mooi, omdat dit ons by hierdie boom doen, vir die van julle wat nie weet nie, daar's name wat geskryf is op hierdie boom vir mense vir wie ons vertrou, vir ontmoeting met die Vader. Dis mense wat swaar dra. En ons tree in namens hulle. Hier is herinnering vir my en vir jou, geloof is nooit veronderstel om staties te bly nie. My en jou verhouding met die Vader is nooit veronderstel om staties te bly nie. Dit is nooit veronderstel om net by ons te wees nie. Dit is nooit veronderstel om gewigloos te wees nie. Dit moet my en jou beweeg met sagmoedigheid, met compassion, met liefde, om te kan dien in die spasies waar hy beweeg. Kan ons dit doen? Vat 'n oomblik, as jy welkom, jy kan opstaan, klippe ontvang, gesels met die Here, vat hierdie oomblik en kom ons reageer oor wat hy wil kom doen. Amen.
waarheid bely. Die wêreld het hoop in U naam. En ek is die een wat sal gaan. Stuur my in die wêreld in. Stuur my na die mense uit. Jesus, roep vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, lig vir my wêreld, leef deur my. Jesus, hoop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, lig vir my wêreld, leef deur my. Want U is die mag en die krag en die lewe hier binne my is die hoop vir ewig. U is die mag en die krag en die lewe hier binne my is die hoop vir ewig. Vir ewig. Vir Jesus, hoop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, hoop vir my wêreld, leef deur my. Jesus, hoop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus, lig vir my wêreld, leef deur my. Stuur my in die wêreld in. Stuur my na die mense uit. Ek bid dat hierdie nie is net omdat ons almal doen hierdie nou doen ons dit ook nie. Ek bid dat hierdie nie net 'n ligte besluit sal wees nie, maar dat hierdie 'n ja sal wees. 'n Ja sal wees vir iets wat die Vader kom oopmaak en losmaak in jou hart. Ook 'n ja sal wees van Here, ek gee hierdie oor want ek kan dit nie meer dra nie. Daar's meer wat U wil kom doen met dit as wat ek ooit sou kom. Dalk is jy vanoggend hier so en jy het daai klip in jou hand en jy weet nie hoe om te reageer met dit nie. Ek wil vir jou sê, hou vas aan daai klip. My gebed is dat daai hand al hoe meer los sal word om styf vas te kan hou aan daai klip om dit stelselmatig te kan begin oorgee. Vat ons na die prentjie van die kruis. Tussen klippe en kruise, die mooiste prentjie van dit is die kruis waarop Jesus was en die klip wat weggerol is. Daar's mense in ons omgewing, daar's mense wat langs jou bly, daar's mense wat saam met jou werk, wat hierdie klippe dra, wat Jesus al so lank terug vir hulle begin dra het en klaar gedra het. Wat hulle nog steeds dra en dis nodig vir my en vir jou om ja te sê vir hierdie, om te sê Here, maar daar's mense wat moet hoor, hulle hoef dit nie meer te dra nie, want Jesus het reeds kom doen. En met dit wil ek hierdie uitnodiging maak aan julle vanoggend. Ons het in die proses om sulke waterbottels te maak met
hierdie uitnodiging na Goeie Vrydag toe, dit sê basies, maar hoekom is Goeie Vrydag goed? Wat is so interessant van Goeie Vrydag? Waaroor ons gaan gesels oor Paasnaweek, en dit is al Dr. Dale Linnen se details en ook waar hulle kan uitvind oor wie ons is. My is ons die vraag, sal jy ja sê vir dit, vir so 'n journey? Ons gaan volgende week 'n spasie skep waar ons is in 'n proses om, ons het 500 bottels wat ons laat maak om te gaan uitdeel. En ek wil jou uitnooi, as jy finansiëel wil inkoop in hierdie spasie, dat ons meer kan doen, dan doen ons meer, maar as jy hierdie WhatsApp groep join, dan gaan ons 'n tyd reël vir volgende week, en die volgende naweek, om te sê, hoorie, maar kom haal 'n groep bottels, of 'n groot boks bottels, en kom deel dit uit waar ook al jy jouself bevind. So, julle is welkom julle foon uithaal, hierdie te scan, dan gaan ons dit so doen, en eintlik asof hierdie uitreik om te sê, hoorie, maar mag hierdie strome van lewende water mense ontmoet. Asseblief, moenie hierdie water self drink nie, dit is vir ander mense. Maar mag hulle besef en iets ontmoet met Goeie Vrydag in die spasies waarin ons beweeg. Ek wil jou ook herinner, ons het 'n doop op Opstandingssondag. Ons het al klaar name wat ja gesê het vir hierdie geleentheid, om watter beter dag is dit nie om saam onder water te gaan en op te staan as die prentjie van dit wat die Vader kom doen het vir ons in die dood en uit die dood uit. So as jy wil gedoop word in hierdie oomblik, in hierdie dag, asseblief kom gesels met ons na die tyd. Kan ek vir ons bid? Here, dankie vir hierdie oomblik, Here, waar ons net kan stil word en oorgee aan U, Here. Dit wat ons vashou in ons lewens, Here, wat kosbaar voel vir ons, Here, bid ek, Here, dat hierdie vanoggend 'n release sal wees, Here. Here, daai prentjie wat ons beleef het voor die tyd, Here, van U wat aan die deure klop en deure wat begin oopmaak word, Here, mag dit 'n realiteit wees in die spasies waar ons onsself nou bevind, in mense se lewens, Here. Ek bid, Here, mag ons vanoggend nie net 'n ja sê deur hierdie klip te release by hierdie boom nie, maar mag dit 'n ja wees in ons huis, in ons werkplek en in hierdie stad, om mense te help, om nader en nader in U te beweeg. Amen. Amen. Ek wil julle herinner, ons is hier buite by die starting point, as julle wil gesels oor die emosionele toerusting om daar getrein te word, as jy vrae het oor hierdie WhatsApp groep, oor wat ons die bottels van uitdeel, asseblief kom gesels met ons hierna. Maar ek wil ook uitnooi, ons het 'n gebedsspan wat jou hierso voor sal ontmoet, wat saam met jou wil bid oor dit wat jy moet release en dit wat in jou lewe aangaan. Kan ons dit doen? Amen. Geseënde Sondag verder, lekker kuier hier buite.